Here, ons wil vanoggend so bewus wees van die genade wat Here, as ons die kerkgeskiedenis lees, dan is dit verbuisterend om te dink dat hierdie eenvoudige boodskap en 'n onwaarskynlike boodskap van 'n man wat ergens in 'n obskure dorpie gebore is, op 'n manier 'n obskure lewe geleef het en tussen 'n klompie vriende was op die einde van sy lewe, gesterf het en eintlik was dit die einde van die storie, Here. En hoe hierdie man opgestaan het en weer eens aan sy vriende verskyn het, aan 500 mense verskyn het. Here, en hoe op hierdie dag die Heilige Gees uitgestort het, Here, sodat daar duisende mense op daai dag die boodskap van Petrus, wat eintlik maar net die evangelie was. Jesus het gekom om ons te red en te roep om te lewe tot eer van God en om in die ewigheid saam met hom te wees. En Here, dat dit 'n magtige golf begin het wat deur die Romeinse ryk gespoel het, reg rondom die aarde gespoel het in al die jare wat verby is, wat op 'n manier die westerse samelewing radikaal gevorm het tot wat dit was die afgelope hoeveel eeue. En ek bid, Here, dat U vir ons vandag, as ons U woord lees, dat ons iets sal ervaar van dieselfde Gees wat ook met ons op pad is. Van doop tot begrafnis en verder. Van voordoop, wanneer lewe begin, tot wanneer lewe aangaan. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Terwyl jy jou Bybel oopmaak, wil ek graag vra dat die klein maatjies, hier is 'n paar klein maatjies vanoggend, wat noem hulle dit, die rugrats, dink ek is die regte Engelse naam vir hulle. Ons noem hulle die wikkelwurms. Die maatjies wat nou nog nie by die skool is, daar's 'n maatjie daar agter. Daar's die tannies wat saam met julle gaan. Hulle is reg vir julle. Julle kan hardloop, vat die bal sommer saam. Kom sê hom los. Sy besig om voor te berei al vir die netbal. Daar gaan Sissie. Boetie sal saam met Sissie stap. Wat jy vir Boetie en daar's nog kleintjies, is dit nie lekker nie. Daar sê. Ou Boet moet net saam stap. Ai, die swaar om die oudste kind te wees. Wie van julle was oudste kind in die huis? Maak bietjie so. Ja. Ai. Jy's baie verantwoordelik. Alles wat gebeur is jy vir verantwoordelik. As jy klein Boetie seer kry, dan sê jou pa, hoekom het jy nie na hom gekyk nie? Maar pa, ek was nog by die skool. Hoekom was jy nog by die skool? Ja, ek ken dit baie goed. Jy kan jou Bybel oopmaak by Johannes 14, in die Nuwe Testament. Dit sal vir my lekker wees om saam met jou daar te lees. Ons gaan eintlik die hele hoofstuk na kyk, maar ons het spesifieke verse wat ons vandag bietjie gaan probeer vasvat. Gou hierso kyk. Ek het lig op die onderwerp kry. So Johannes 14, as jy nou kyk na die evangelie van Johannes, begin in Johannes 14 Jesus se afskeidsgesprekke. Dis iets wat in Johannes, 'n bietjie in Matteus, ons het bietjie in Matteus van dit, maar in Johannes is dit 'n prominente deel van die evangelie. Die laaste gesprekke van Jesus met sy disippels. Johannes 14, Johannes 15, 16, 17 en dan in 18 word Jesus gevange geneem. So as jy ooit wonder waaroor kerk en waaroor Jesus gaan, kan jy hierdie hoofstukke lees. So ons begin vandag by vers 8. Eintlik ons teks begin daar. Toe sê Filippus vir hom. Ek gaan op 'n manier jou net probeer plaas binne die hoofstuk, sodat jy weet waaroor dit gaan. Die ding wat uitgespring het na my toe ek met hierdie teks besig raak, is die heel eerste woorde van hoofstuk 14. Die daar saam by wil lees, julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. Hoofstuk 14.
En dan in vers 27, die laaste vers wat ons gaan lees vandag. Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie. En julle moet nie bang wees nie. Dis dalk die ding wat ek die meeste raakloop wanneer ek met mense deel, of dit nou op huisbesoek is en of dit nou in 'n gesprek is wat iemand gevra het om by my te kom kuier by die huis, of is dit iemand wat ek in die straat raakloop, as ek vrou gaan dit, dan is die skouers gelaai. En dis nie net dat daar goed gebeur in ons wêreld wat kommerwekkend is. Ons is nou deur, ons boeregemeenskap is nou deur die AGOA ooreenkoms wat weg is en deur die tariewe van Amerika en al die skommelinge wat daarmee gepaard gaan, die rentekoerse wat afkom, wat goeie nuus is vir mense wat skuld het, maar wat slegte nuus is vir mense wat beleggings en pensioen het. En die wêreld is wankelrig. Jy kan my enetjie teruggaan as jy, dankie. Die wêreld is wankelrig. Daar's nie sekerheid nie. Ek vra altyd vir Johan, potgieter JP, as ek weet wat aangaan, dan vra ek vir hom, hy werk by 'n bank se, hulle bestuur die bank se rente dinge. Vra ek vir hom, Pel, hoe gaan dit? Wat gaan aan? Sê nee, is maar de mekaar. Hulle sit met hulle vinger op die pols. So die wêreld rondom ons is vol bedreigings en onsekerheid ensovoorts. Maar dan dink ek terug aan Clarence 100 jaar terug, 50 jaar terug. 100 jaar terug was hier is ons net klaar met 'n oorlog gewees hier in Clarence. En die boere het op die plase gewerk met 'n roer op die skouer. Was grensgebied. En die was nog wilde diere wat jou gevang het as jy in die aand uit die huis uitgaan. En. Elke tyd het sy moeilike omstandighede wat met voor mens opduik. Wat Jesus hiervan praat is hoe ons daarop reageer. Want dis miskien die ding wat ons vandag so 'n bietjie moet vashou. Hoe reageer ek op die moeilike goed van my tyd? Op verlede jaar se swak landboujaar. Hoe reageer ek daarop? As jy met boere praat wat ervare is, dan sê hulle vir my, ja nee, en 7 jaar terug het ons ook so 'n jaar gehad, en 19 jaar terug het my paale het hulle ook so 'n jaar gehad. Dit kom maar so. Party reageer so, party, en Jesus sê spesifiek in hierdie blok wat ons gaan hanteer, julle moet nie ontsteld wees nie, glo ook in God, glo ook in my. Ek gee julle my vrede, moet nie ontsteld wees nie. En hy gee vir ons iets van die geheim van hoe om dit reg te kry. Wat maak ek met my gemoed? Wat maak ek met hoe ek dink en hoe ek voel en hoe goed met my gebeur? Ek praat gisteraand met 'n vriend van my wat al 15 Comrades gehardloop het. Hy sê vir my, hy gaan nie hierdie jaar hardloop nie. Hy het 2 weke terug in die diskem het hy omgeval, flou geval. Hy so maar soos 'n potlood en topfiks marathonatleet, klomp Comrades gehardloop. En ek sê vir hom, Henk, hy het al hier by ons gepreek in die winter. Henk Jansen van Rensburg. Ek sê, wel, wat gaan aan? Hy sê, nee, hy sê EKG en sonar en hy gaan nou MRI en alles, hulle dink dis 'n fibrillasie of iets. En ek hoor in sy stem, hey, what's happening? En ons almal ken daai doktersbesoek waar jy huis toe ry en hier in die dorp inry, dan weet jy nie hoe jy hier gekom het nie. Want die dokter het vir jou gesê, die operasie lê voor of wat ook al. So, kom ek konteks net gou die hoofstuk. Die gesprek begin eintlik in hoofstuk 14 vers 1, hierdie afskeidsgesprek. En Jesus sê vir hulle, ek gaan na 'n plek vir jou plek gereed maak. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en ek sal julle na my toe neem sodat julle kan weet waar ek is en julle ken die weg en die plek waarin ek gaan. En dan val die disippels uitmekaar uit. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waarheen jy gaan nie. Hoe kan ons dan die weg daarheen ken? En Jesus verduidelik vir hom en sê vir hom, man, dit is waarheen ek gaan. En toe sê Filippus vir hom, Here, wys vir ons die Vader.
En dit is vir ons genoeg. Here, wys vir ons die Vader. Dis vers 8. Dit is vir ons genoeg. En ek weet nie of jy dalk Jesus se stemtoon kan hoor hierso nie, waar hy sê, en Jesus sê vir hom, ek is al so lank by julle, en ken jy my nie, Filippus? Wie my sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê, wys vir ons die Vader? Wat ek hier hoor is iemand wat vir 'n werknemer wat hom bel en sê, meneer, ek het nou dit gedoen. En as meneer aankom op die site, dan sien meneer, maar wat hy gedoen het is goed, wat hy vir opgelei is en wat hy eintlik weet. En dan sê meneer, maar Karel, hoe de ongeluk het jy dit reg gekry? Dis die stemtoon van Jesus. Sê maar, ja, dis mos nou algemeen, jy moet dit weet. Maar dan gaan hy aan en hy verduidelik baie geduldig. Hy gooi nie 'n ongelukkigheid of ding, hy verduidelik baie geduldig. Glo jy nie dat ek in die Vader is nie en die Vader in my nie? Die woorde wat ek met julle praat ek nie uit my eie nie, maar dit kom van die Vader wat in my bly. Hier's belangrike woorde, in my, Vader in my, ek in die Vader wat in my bly en sy werke doen. Glo in my, omdat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders, glo op grond van die werker self. Met ander woorde, as dit vir julle te moeilik is om te verstaan dat die Vader in my is en ek in die Vader, glo op grond van dit wat julle gesien het van my. Hy sê, dit verseker ek julle, wie in my glo, sal ook die dinge doen wat ek doen. En hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe gaan. Wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. En as julle my iets in my naam vra, sal ek dit doen. Kom ons stop vir 'n oomblik net daar by vers 11. Filippus sê, ek sukkel om te glo. Ek wys net vir ons die Vader, dat ons net weet, en dan sal ons okay wees. En ek wil, jy kan daarmee identifiseer, né? As jy ergens op 'n plek staan waar 'n klomp goed vir jou onduidelikheid is, dan wil jy graag hê die Here moet net vir jou sê, dis hoekom ons so maklik val vir die broers en susters wat hulle self uitgee as profete en eintlik die toekoms voorspel wat 'n profeet nie regtig eintlik doen nie. Die profeet sê wat God sê. En ons raak ingenome met dit en want ons wil sekerheid hê, ons wil weet. Filippus is dieselfde. En ek is so gemaklik om in die disippels se geselskap te wees in Filippus, wat later die Ethiopiër na die Here toe gelei het en gemaak het dat die evangelie na Afrika versprei. Wys ons die Vader, dan sal ons tevrede wees. En Jesus sê, maar Filippus, jy weet mos, ek is in die Vader is in my. Hulle was by sy doop, toe daar 'n stem in die hemel gesê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag. Ek is ingebind. Daai in my, in die oorspronklike taal, sê ek is vasgebind, ek is verbonde aan, ek behoort aan, ek is ingebind, ek is deel van. Ek is in die Vader en die Vader is in my. En dan sê hy, glo in my. In die teks. Glo in my, met dieselfde betekenis het. Wees verbonde aan my. Moenie net my op 'n afstand bekyk en dink dat ek dalk 'n goeie boodskap het of 'n goeie mens was nie. Wees verbonde aan my, gee jouself vir my. Vertrou my omdat ek en die Vader een is. Ek en die Vader is een. Dis die eerste geheim van moenie ontsteld wees nie. Geef my vir Blondin. Blondin is waarskynlik, hy's 'n Franse ou gewees. Dis die eerste ou wat in Amerika oor die Niagara waterval gestap het met op 'n tou, op 'n kabel. Hy's so toertjiemaker gewees. So 'n deel van Blondin se toertjies wat hy gemaak het, is dan om met 'n kruiwa, die kruiwa het so spoortjie gehad wat op die kabel loop, om dan 'n kruiwa te vat op die kabel, op en af. En al die mense op die kant het net gesê, dis nie wonderlik. En dan het Blondin het hy 'n sak mielies ingesit of 'n ding en dan sê met die ding daai kant toe en terug.
En dan sit hy 'n hond in, hy het 'n afgerigte hond gehad wat hy insit, en dan stap hy met die hond soontoe en hy kom met die hond terug. En dan maak hy 'n uitnodiging aan die mense op die kant, om te sê, right, julle het nou gesien wat ek doen, wie gaan saam met my in die kruiwa oor die Niagara waterval loop? Man, hy het so 'n vroutjie daar wat op die in die kruiwa sit, dit was deel van sy team, sy was deel van die span, dan mense het nie geweet, jy moes elke dag 'n nuwe groep, dan sê hy, wie gaan saam? Sê sy, ek sal saam gaan. So, daar's 'n jong dame, kyk nou net, die manne, jy weet wat, en dan kom sy nou, en dan ry sy saam met hom op en af, en dan sê hy, nog iemand? Daar's gewoonlik baie min mense, wat, jy weet, 1 of 2, dapper is. Party van hulle het 'n drankie ingehaat, wat hulle 'n bietjie ekstra moed gegee het. Wanneer Jesus hier praat van, die Vader is in my, ek is in die Vader, en julle moet in my glo, bly in my, soos ek in julle bly in my. Is dit die verskil om op die kantlyn te staan by die Niagara waterval, en vir Blondin te sien, sy ding doen, en te glo en oor te vertel dat hy dit doen. Die verskil tussen sien, glo en oorvertel, en in die kruiwa klim. Daar is die verskil. En dis wat hierdie, wat hy in hierdie teks vir sy disippels sê, is julle sien my, julle glo op grond van die werke, julle weet wie ek is, wat ek gedoen het, julle glo aan my, maar klim jy in die kruiwa. Vertrou jy jou lewe aan God toe, met alles wat jy in jou het, en doen jy dit daagliks? Doen jy dit in die oggend as jy wakker word, en sê, Here, ek vertrou hierdie dag aan U toe, ek vertrou myself, alles wat ek is en het, vertrou ek aan U toe. En selfs al sê jy dit, as die Here omdraai, vat jy dit weer op, en dan gaan jy met dit in die dag in. Of is jy in Christus? Is jy in Christus? Bly jy in Christus? Bly jy bewus van jou afhanklikheid, van jou oorgegewenheid? Want as jy in die kruiwa is by Blondin, het jy beheer verloor. Nee? Jy is nie meer in beheer nie. Hy is in beheer. Sit stil, moenie rond beweeg nie. Moenie te veel bewe nie. Ek gaan met jou op pad wees. Dis 'n daaglikse, die Bybel praat van bekering. Wat beteken bekering? Is om na God toe te draai, om 'n meting te vat, op 'n punt in tyd te sê, wat is my rigting? Wat is die meting wat ek, waar is God teen op pad? Dis wat dit is. Daagliks, elke uur, 2 ure, elke slag as jy bewus word, maar dan moet jy in Christus wees. Dan hierdie problematiese vers. Dit verseker ek julle, wie in my glo, sal ook die dinge doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe gaan. Nou, in baie predikante en mense in die bediening, jy weet, vat hierdie teksvers op as, okay, Jesus het 10 mense genees, ons gaan 100 mense genees, ons sal groter dinge as die Here. Dis glad nie wat die Here bedoel. As jy vanoggend saam met my teruggekyk het na die geskiedenis van die wêreld, en jy het gekyk na die storie van die evangelie, en hoe die evangelie die wêreld ingepak het, dan weet jy hierdie woorde is waar. Jesus was 'n obskure persoon uit 'n obskure klein dorpie uit, in 'n obskure tyd in die Romeinse oorheersing. 1 of 2 geskiedskrywers het oor hom iets gesê, 'n klomp mense het aan hom geglo, en vir mekaar die stories vertel, wat hy vir hulle vertel het, en op 'n manier het dit die wêreld verander. Jesus het geweet, dit gaan die wêreld verander. So wanneer hier mense na Clarence toe getrek het, en hier begin sandsteen kap het om hier huise te bou, omdat daar nie bakstene was wat hulle kon bekostig nie. Dis die wonderlike storie van Clarence se sandsteen is, die mense wat hier kon bly het, kon nie bakstene bekostig nie, hulle het sandsteen gekap. Vandag is dit onbekostigbaar duur. En mense hier by mekaar gekom het en gesê het, maar waar gaan ons aanbid? Ons is Christene, ons moet die Here aanbid. Maar kom ons gaan na die holgrot toe, kom ons gaan na die holkrans toe hierbo. Die dominee van Bethlehem gaan 'n dagreis te perd uitkom, en hy gaan hier bo in die holkrans, gaan hy vir ons kerk hou. 1 of 2, 3 jaar nadat die dorpie gestig is.
En mense het gesê, ons gaan hier, ons gaan 'n gemeenskap wees, 'n kerk wees in Clarence. Jesus was nie hier nie. En toe het hulle gesê, jong, ons raak te veel vir die holkraans, ons moet 'n plek kry om by mekaar te kom. Hulle het toe al vir die dominee 'n huis gebou in 1923. Ek is nie altyd seker hoe dit werk as die dominee eers 'n huis kry en dan kry die gemeente 'n huis nie, maar los dit nou maar. Toe staan die dominee se huis vir die grootste huis en die mooiste huis in die dorp, fabelagtige paleis hier op die koppie in die hoogte. Ek wonder nogal hoe mense daar gedink het. Jy weet seker 3-4 huisies in die dorp en die dominee se paleis staan hier in die middel, maar dit nou daar gelaat. Toe bou hulle hier oor kan die pad 'n sink gebou. Waar hulle kerk gehou het vir lank tot in 1942 voor die kerk klaar was. En toe hulle gesê het ons gaan 'n kerk bou, waar gaan die geld vandaan kom? Ons vertrou die Here. Hy gaan deur sy gees met ons op pad wees. En ons vertrou hom daarvoor. En hier sit ons 100 jaar later, mense wat die Here liefhet in 'n gemeente. Julle gaan groter dinge doen as wat ek gedoen het. Julle gaan die wêreld verander. Nie net Jerusalem en Samaria nie, sê Handelinge 1 vers 8, maar Judea tot die uithoeke van die aarde. Handelinge 1 vers 8. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom vandag. En julle sal die uithoeke van die aarde bereik. En dan 'n nog meer problematiese vers. Wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen. Dit is seker die mees misbruikte teks in die Bybel. Sodat die Vader deur die Seun vir julle kan word. As julle my iets in my naam vra, sal ek dit doen. Die Afrikaanse vertaling het nie so mooi oorgegaan van die Grieks af. Eugene Peterson het in sy message vertaling, dink ek dis 'n moeilike Griekse konstruksie. So hy het beter gedoen. Hy sê, ek lees vir jou in die Engels, believe me, I am in my Father and my Father is in me. If you can't believe that, believe what you see these works. The person who trusts me, Blondin, will not only do what I'm doing, but even greater things, because I, on my way to the Father, am giving you the same work to do that I've been doing. En dan vers 12-13. You can count on it. Jy kan op vertrou. From now on, whatever you request along the lines of who I am and what I am doing, I'll do it. That's how the Father will be seen, for He is in the Son. I mean it. Whatever you request in this way, I'll do. So Openbaring vir baie mense wat die naam van Jesus as 'n towerformule gebruik, as 'n, jy weet, ons moet net in Jesus se naam sê, dan is dit gedoen. From now on, whatever you request along the lines of who I am, wat jy vra van my, wat my wil is, van waarheen ek op pad is, van wat in die Vader se wil is, want ek en die Vader is een, I'll do it. That's how the Father will be seen for who He is in the Son. I mean it. Whatever you request in this way, I'll do it. So, die naam van Jesus is nie 'n towerformule wat ek aangryp en dan verwag ek dat God vir my iets gaan gee nie. Die naam van Jesus is om te vra, Here, leer my bid. Here, wat is U wil? Ons begin vanmiddag met ons eerste groep met begeleiding. Ons is so 18 mense wat saam begin. Lekker groepie. Ons sal weer later in die jaar een doen, so as jy nog nie ingeskryf het nie, dan kan jy vir hulle vra hoe dit was. En waaroor gaan dit? Dit gaan oor hoe om leiding te gee. Hoe gee ek leiding? Uit my gees uit, waar die gees woon. Bring God my in beweging. Dis nie grille en hooms en ek wil dit nou so en dat nou so nie. Ons kan nie vertrou word daarmee. Wat julle my vra van wie ek is en waarheen ek op pad is, whatever you request along the lines of who I am and what I am doing, I will do it. That's how the Father will be seen, for He is in the Son. Hoe word die Vader gesien? As die Vader homself openbaar in sy wil wat gebeur in die wêreld en gelowige mense bid daarvoor. Jesus het vir ons gewys hoe dit werk, nie? In Getsemane, waar het hy sê? Ag Here, as hierdie beker by my kan verbygaan.
maar ek vra dat U wil geskied. If it is possible to miss out on this thing that's going to happen, please. Hier is my menswees, hier is my gevoel, hier is my emosie. Ek gee dit aan U en ek sit dit neer by die Gees. Maar ek weet U wil gaan die beste wees. Ek weet dit. En daarom kan ek vra dat U vir my gee wat in die wil is. Ek staan vanoggend in die stort nadat ek myself gelem het met die skerp skeermes. Die vrouens, ek weet julle skeer ook, maar dit julle verstaan nie. Jy verstaan nie die pyn van jy te skerp gaan nie op jou ken en dan loop die bloed onder in die stort en so. En terwyl ek nou daar staan en dink oor my stoepigheid, toe gee die Here vir my 'n metafoor vir hierdie ding, want dit is 'n moeilike ding. As ek 'n Toyota bakkie koop met 'n spesiale aanbod. Toyota sê jy koop hierdie bakkie met 'n lewenslange dienskontrak. Maak nie saak wat se parte gaan stukkend nie. Maak nie saak wat gebeur, die bande, engine kan opblaas, uit bakwerke uitmekaar val, jy bring hom net in en ons maak dit vir jou reg. Vir die res van tyd. Wat 'n wapen. Nou weet ek is een of ander ou in die kerk wat sê, dis in elk geval so van Toyota, hulle hou vir altyd, maar kom ons gaan nou nie daar nie. Nou kom jy daar by die agentskap aan met jou vrou se klein Mercedes wat sy met dorp toe ry. En jy sê, hoorie, thanks, julle is my sulke gawe ouens. Ek wil sommer dat julle die kar kyk net vir my sy hele uitlaatstelsel het afgeval, sit net vir my nuwe een. En die verkoopsman gaan vir jou sê, hoorie, ekskuus meneer, waar is jy nou? Sê nee, ek het 'n lewenslange waarborg by julle gekry. Julle het gesê lewenslange waarborg op my Toyota, so ek wil sommer die kar wil ek ook laat doen. Sê nee meneer, ekskuus tog. Ja, ek verstaan nie oom, oom, dit geld vir jou Toyota. Ons is Toyota agentskap. En wat goed is vir Toyota, dit doen ons vir jou. Maar jy kan nie sommer net jou Mercedes inbring en dink jy gaan van self op kry wat jy wil hê daarvoor. Dit werk nie so nie. En dis wat hierdie teks, dis hoe Eugene Peterson hom vertaal. Sê, vra vir Jesus wie hy is en waarna toe hy op pad is en hy gee dit vir jou. Want jy vertrou hom soos Blondin op die tou. Jy weet wat hy vir jou wil hê, gaan jou vorentoe vat. So daar is die eerste geheim. Dan sê hy, dit verseker ek julle, wie in my glo sal ook die dinge wat ek doen, hy sal nog groter dinge as ek doen. En dan by vers 15 sê, as julle my lief het, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra, hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees. Naamlik die Gees van die waarheid, ons het nou daai woorde gesing. Die voorspraak is parakletos. Parakletos, wat beteken advokaat. Trooster is dalk nie 'n goeie vertaling vir dit nie. As advokaat wat vir jou veg. Jou advokaat wat vir jou veg. Teen die hof sit in die ou beskuldig jou daarvan 'n verskriklike ding, dan staan jy nie op en praat vir jouself nie. Jou advokaat se hakke klap teen die bank as hy opstaan en dan sê hy ek maak ten sterkste beswaar hier agter edelagbare. Ek kan nie vir u sê hoe sterk ek beswaar, maar hierdie kliënt van my. En dan bring hy getuienis. En dan sê ek vra dat jy daai getuienis van die rol skrap, dit gaan nie werk nie. En dan sê die regter, dankie, geleerde kollega, ontspan, ek gaan dit doen. Ek gee vir jou 'n parakletos, advokaat, om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly. Dieselfde ding, verbondenheid. En in julle sal wees. Die wat volg, die wat gehoorsaam is, as julle my liefhet, sal julle volg, gehoorsaam wees, en julle sal in my bly. Daar is die tweede sleutel. Tweede sleutel. Eerste sleutel, glo, gee oor. Tweede sleutel, lief hê vir die Here, volg, gehoorsaam en in hom bly. Dit is maklik om daai drie goed nou van mekaar los te maak, né? Maar hulle werk soos hierdie prentjie wat ek op het van die tou wat so gevleg is. Hulle werk so. God lief te hê
om te volg, gehoorsaam aan hom te wees en in hom te bly. Ons het hulle van mekaar af losgemaak in ons kerk oor tyd. Jy moet aan die Here gehoorsaam wees en ons moet die reëls toepas en die reëls is soos dit moet wees. En laat 'n dierbare mevrou Koekemoer nou sonder haar hoed die Sondag by die kerk aankom, sal 'n dierbare suster van die vrouediens by haar inloer en vir haar sê hier by die tee, suster, probeer maar volgende Sondag jou hoed onthou. Ons moet die reëls hier hou. Hou die reëls. As die jong meisie swanger raak, dan roep die kerkraad die ooms al by mekaar en sê kom sit daar voor die ooms en hulle voer 'n onderhoud met haar en sê vir haar jonge dogter, wat het jou besiel? En sy sit daar in skaamte en hulle sê vir haar jong, met die ding wat nou gebeur het, gaan ons jy nou 6 maande onder sensuur sit. Jy mag nie nagmaal gebruik nie en jy moet jou sonde besef. En hoe meer sy dink, oom, dink jy ek besef nie my sonde nie? Dink jy ek besef nie ek het 'n fout gemaak nie? Is daar nie bietjie liefde hier nie? Is daar nie genade hier nie? Is daar nie omgee hier nie? Kan nie net die reëls gehoorsaam nie. Geborge wees, toegewy, oorgegee. Lief hê beteken nie ek kry warm gevoel in my hart nie. Lief hê beteken ek is verbind aan die welwese, aan die eer van God. Ek is verbind daaraan. Dis soos om verbind te wees dat dit met my vrou sal goed gaan vir die res van haar lewe terwyl ek leef. Dis wat liefde is. Partykeer is daar romanse, partykeer is daar joy, partykeer is daar humor, maar die onderliggende ding is, jy kan weet, ek gaan sorg dat dit met jou okay gaan vir die res van jou lewe. Dis my verbintenis. Ek gisteraand 'n baie goeie vriend van my hier by Kromdraai huis getrou in die sitkamer. Albei van hulle was in trane. Omdat hulle net aan mekaar toegewyd is. God lief hê, verbind te wees aan hom en gehoorsaam te wees aan hom, maak dat ek die vrede van die Gees ontvang. En dan vers 25 en 26 maak dit sin. Dit sê ek vir julle terwyl ek nog by julle bly. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, daar noem hy dit weer, die Parakletos. Wanneer hy dit vir julle stuur, die vrede is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie. Julle moet nie bang wees nie. Don't let your hearts be troubled. Die 2 punte van vandag se teks. Hoe? Wel, deur myself volledig vir God te gee. Londen se prentjie. Skiep vir my terug na Londen toe. Londen se prentjie. Glo in my, bly in my. Glo in my, bly in my. En daai 3 dubbele tou. Lief hê, volg en ingebind wees. Gebind wees aan, toegewy aan. Dan kan die Gees werk. Anders is ek op my eie. Al ken ek die Here nie, is ek op my eie. En ek kan so op my eie wees dat die teks wat Jesus in Matteus vir sy disippels sê, aan die einde sal mense vir my sê, Here, Here, maar ek sal vir hulle sê, ek ken jou nie. So hierdie Pinksterverhaal, vriende, is Johannes se Pinksterverhaal. Dis 'n stil verhaal, dis 'n gesprek tussen vriende. Dit is ons Here en Heiland wat probeer om vir hulle te verduidelik, ouens, julle gaan okay wees. En onthou die konteks. From this moment on, for 250 years, they were in dire straits because they were killed for their faith. Een gouverneur skryf vir die Romeinse keiser en sê, hierdie Christene, hulle dryf my van my kop af. Van hulle, sê dat hulle die keiser aanbid en dan laat ek hulle voor my die keiser se beeld aanbid en dat hulle Jesus vervloek en hy sê van hulle doen dit, maar weet, daar's party van hulle wat dit nie wil doen nie en dan het ek hulle nou gevange geneem en van hulle het ek ter dood veroordeel en wat doen ek reg? Doen ek die regte ding? 'n Man wat se gewete hom geplaai het. Julle gaan okay wees. Moenie onsself wees nie. Glo in God, glo ook in my.
Amen. Ag Here, ja, ek dink ons sommer hoe naby en tog so ver. Hoe naby ons wat Sondag hier is en wat in die glo, hoe naby ons is aan die Pinksterlewe, die lewe van oorvloed. Hoe naby ons is daaraan om ons harte wense voor U uit te spreek en dit aan U ondergeskik te maak en te sien hoe U ons gebruik om die koninkryk te laat kom. En hoe ver kan ons wees as dit net 'n ding is wat ons doen. En ons is nie vasgebind en onsself aan U toevertrou. Ons is nie soos daai driedubbele tou wat lief hê, wat volg en wat ingebind is. En Here gee vir ons die genade. Dit is so eenvoudig. Dis 'n stil gesprek tussen vriende waarin jy hierdie waarheid neersit. En sê ouens, ja, Pinksterdag het vuur gehad en wind en drama en maar dis so eenvoudig. Soos ons wat hier vanoggend met mekaar praat. En ons bid kom o Skepper Gees. Dit wat ons gesing het in die begin, ons is wagtend op U vuur. Here, ons soek nie wonderwerke nie. Ons soek dat ons harte omgekeer word sodat ons met oorgawe U kan volg. Dankie dat ons as 'n geloofsfamilie wagtend kan wees. Help ons om op ons knieë te wees en te sê, Here, hier is ek. Gebruik my tot U eer. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.